Liewe broer en suster, dis vir my 'n groot voorreg om vanmôre hier te wees en 'n baie groot voorreg om die doop te bedien. Baie welkom in die familie. Ek sien Adelaide het al klaar weer koning gekraai. As 'n babatjie op 'n plek is, dan is niks nooit ooit reg nie. Ek het altyd my studente gewaarsku, as jy preek, moet jy versigtig wees vir kinders en vir diere. Want jy weet nooit wat hulle gaan doen nie. Maar baie welkom vanmôre in die erediens, en ek vertrou dat dit vir almal van ons 'n goeie ervaring sal wees. Kom ons word 'n oomblik stil voor die Here. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, en die oë van die diensmeisie op die hand van haar meesteres, Here, so is ons oë op U, tot U ons genadig is. Amen. Broer, suster, mag genade en vrede vir jou vermeerder word deur die kennis van God en ons Here Jesus Christus. Kom ons loof die Here met lied 332, lied 332, en ons sing daarvan al 4 die verse. Dit is 'n adventslied, 332, vers 1 tot 4, en ons staan as ons dit doen. Liewe broer en suster, ons gaan vanoggend uit die woord van die Here lees uit Matteus 1, en ons gaan vers 1 tot vers 17 saam lees. Nou, as julle in julle Bybels kyk daarna, dan gaan julle by julleself dink, wat 'n verskriklike stuk om te lees. Want dit is 'n geslagsregister. En ek weet mos, dit gebeur met baie mense, dat jy hier in die nuwe jare voorneem het, ek gaan die Bybel van voor tot agter lees. En dan begin jy lees, en dan begin jy by geslagsregisters kom, en dan dink jy, miskien is dit nie so 'n goeie idee nie. Miskien moet ek maar net stukkies lees wat vir my goed is, en wat vir my lekker is. Maar weet jy, in die tyd toe die eerste mense Matteus gelees het, mense wat in baie slegte omstandighede was. Hulle was vlugtelinge. Die Romeinse Ryk het Jerusalem in 70 na Christus vernietig. En dit was 'n verskriklike ding wat gebeur het. Dit was een van die ergste goed. As 'n mens nou die geskiedenis van daardie gebeurtenis, die val van Jerusalem in 70 lees, dan grol jy en rol jy. Die stad is beleer vir 'n lang tyd. Die mense is uitgehonger. Soveel so dat mense hulle kinders begin eet het. Toe die stad op die ou einde val, was daar geen genade nie. Die stad is vernietig tot op die grond toe.
En in hierdie tyd was die Christene eintlik baie gesentreerd rondom Jerusalem nog, en het 'n groot groep van hulle gevlug. En hulle het gevlug na 'n dorpie wat ons vandag ken, en julle kan hom gaan kyk so tussen die grens, tussen Turkye en Sirië, lê die dorpie Antakya. En dit is waar 'n groot klomp van hulle gevlug het. Wat Antakya vandag is, was destyds Antiochië aan die Orontes rivier. En ons moet ons indink, hoe is dit vir daardie mense? Ontwortel, jy die verskriklik beleef. Die ergste van die erg. Jy kom bly in 'n stad waar daar 'n klomp vreemde mense is, en ons kan sien uit die geskiedenis van die stad dat dit nie maklik was nie. Daar was kort gevegte gewees in die stad, tussen die verskillende groepe. Mense het vyandig teenoor mekaar geleef in die stad. Dit was amper soos bende geweld. Gedeelte het byvoorbeeld aan die Syriërs behoort, en 'n ander deel aan die Judeërs, en dan loop 'n Syriër of 'n Judeër loop daar verby die Syriërs, en hulle val hom aan, en dan kruip hy terug na die Judeërs toe, en dan sê hulle, "Jou, kyk wat het gedoen, ons moet reg laat geskied." En dan klim in hulle Toyota bakkies en vat hulle baseball bats, en dan gaan slaan hulle die ouens aan die ander kant. Ja, julle verstaan wat ek bedoel. En dan kom die Romeinse soldate om vrede tussen hulle te maak, vrede. En die vrede was nie, hulle het hulle nie met rubberkoels geskiet nie, want hulle het nie rubberswaarde gehad nie. Hulle het hulle doodgemaak. Verskriklike slegte omstandighede. Maar dan is dit baie interessant, 100 jaar later, 100 jaar na die eerste Judeërs daar gekom het, en die eerste Christene in Antiochië gekom het, skryf een van die hooggeplaastes 'n brief vir die keiser. En hy sê vir die keiser, hier is 'n groot probleem in Antiochië, want die Christene is besig om die stad oor te neem. Die stad verander heeltemal. En wat in hierdie stad gebeur, is nie goed vir die Romeine nie. En dit is amper soos ons regering wat begin sê, "Jou, ons het baie sleg gedoen." En ons het groot gemors aangejaag, en dis wat hierdie ou vir die keiser skryf. Hy skryf, miskien is dit omdat die Christene vir die mense gedoen het, wat ons nie vir hulle wou doen nie. Miskien was dit omdat die Christene teen alles in anders was, dat hierdie hele stad begin anders word het. En as ek nie so lui was nie, het ek 'n boek geskryf oor Antiochië, oor hoe die Christendom van daar af gegroei en ontwikkel het. En die eerste mense wat Matteus se evangelie lees, is mense wat in daardie stad bly. En dan begin dit vir hulle met 'n geslagsregister. En as ons nou hierdie geslagsregister lees, ek beloof julle, ek gaan nie alles lees nie, maar ons plekke waar ek moet stil staan. Destyds was dit so, as jy vir mense gesê het, hier is 'n geslagsregister, dat hulle nie gesê, tog, wat gaan nou gebeur nie. Hulle het geluister na die nuus wat in die geslagsregister ingeskryf is. 'n Geslagsregister is ook nie aan die begin van 'n mens se lewe, hoewel hierdie nou aan die begin van die evangelie is. 'n Geslagsregister is nie aan die begin van 'n mens se lewe geskryf nie, maar eintlik aan die einde van 'n mens se lewe. Gewoonlik as 'n mens gesterf het, dan het hulle sy geslagsregister opgesit om te sê, hierdie mens kom van daar af. En meer amper soos 'n getuigskrif gewerk, wat ons vandag het. Eerder as 'n vooruitspelling, is dit 'n terugkyk. En wil dit iets sê van die geaardheid van daardie mens wat in hierdie geslagsregister beskryf word. Miskien net so kan aantekeningkie, as julle nou die geslagsregister in Lukas gaan lees, dan gaan julle sien, hy lyk heeltemal anders as hierdie een. Want Lukas wil heeltemal 'n ander storie vertel. Maar kom ons kyk vandag wat gebeur
as ons hier lees. Kom ons word 'n oomblik stil voordat ons lees. Here, dit is so dat ons verlang het om hier te wees, dat ons by die waters wil kom, waar U rus en waar U vrede gee. Here, ons leef in 'n wêreld wat onstuimig en omgekrap is. Baie keer gebeur daar in ons lewens met ons goed wat ons nie wou gehad het nie. Baie keer moet ons deur swaar en moeilik gaan. En dankie Here dat U die een is wat dit ken. Dat U die een is wat ons nie na die moeilike plekke toe stuur en nie self daar is nie. Dankie dat in hierdie adventstyd ons U koms na die wêreld kan vier. Dankie dat ons vanmôre die doop kan beleef. En dat klein Adelaide die grootste werk gedoen het wat sy tot nou toe gedoen het, en dit is om ons hier by haar doop ook by mekaar te kry. Dankie dat dit ons herinner dat U gekies het om een of ander tyd 'n hulpelose kind te word. Om een of ander tyd 'n mens te word in hierdie wêreld. In hierdie wêreld wat so moeilik is, baie keer om in te leef. Maar dankie Here dat U na hierdie wêreld toe gekom het. Dankie dat ons vanmôre kan beleef dat U by ons teenwoordig is. En daarom vra ons dat ons woorde en wat ons doen, wat ons sê en wat ons dink in hierdie oomblikke vir U vreugde sal gee. Amen. As Matteus dan met 'n geslagsregister begin, dan sit die gemeente vorentoe en hulle luister en vra wat gebeur hier. En hy begin gewoon, hy sê die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Dan sê hy Abraham het Isak verwek, Isak het Jakob verwek. Jakob het Juda en sy broers verwek. Juda het Peres en Serag, en nou kom ons by 'n belangrike plek, by Tamar verwek. En hier kry ons die eerste naam wat die mense laat regop sit, Tamar. Miskien ken u die geskiedenis van Tamar. Tamar, die eerste ding is 'n vrou, so 'n vrou se naam is in hierdie ding. Tamar is die vrou wat met Juda se seuns getroud was. Sy het met die oudste seun getrou en hy het gesterf voor sy kon kinders hê. En soos dit in daardie wêreld gebeur het, as die man sterf en die vrou het nie kinders nie, dan moes sy met die tweede seun trou, sodat sy kinders kon hê in die naam van die oudste seun. En dan is dit 'n verskriklike geskiedenis. Sy trou met die tweede seun en hy sterf ook. En sy het ook nog nie 'n kind by hom nie. Dan besluit Juda, Tamar is nie eintlik goeie nuus nie. Hy het nog 'n seun, maar hy wil nie hê sy moet met hom trou nie, en die seun is nog jonk. En sy word een kant toe geskuif. Verskriklike ding wat in daardie wêreld met 'n vrou kon gebeur. Vrou se waarde is daai tyd gemeet aan dat sy kinders in die wêreld bring. Haar waarde is daarin gemeet dat sy eintlik 'n seun in die wêreld bring. En Tamar sit en sy het nie 'n kind nie. En dan bedink sy 'n plan. En die plan wat sy bedink is om haar aan te trek soos 'n prostituut. En daar op die kruispad waar Juda verbykom te gaan wag. En as Juda daar verbykom, dan besluit hy om by haar in te gaan, om hierdie prostituut te
wees, wat in ons koppe natuurlik vreemd was. En as hy al wil betaal, dan sê sy vir hom, nee, ek wil nie geld hê nie, gee my net jou kierie. En dan sê die kierie. En dan gebeur dit na ruk, dat mense na Juda toe kom en sê, Tamar verwag 'n kind. Het was 'n tweeling. Tamar verwag 'n kind. En dan baie geregtig, of dalk eie geregtig, sê Juda, maar dan moet sy doodgemaak word. Want dit beteken sy het ergens op 'n ander plek gewees, waar sy 'n kind kon kry. En sy moet doodgemaak word. En dan word sy voor Juda gebring. En dan haal sy die kierie uit. En sy sê vir Juda, wie se kierie is hierdie? En dan besef Juda wat gebeur het. Nie 'n storie wat ons graag sou wou vertel. As iemand vra, jy weet, in die ou dae, dit is deesdae nie meer so nie, maar ek onthou toe ek nog 'n kind was, en selfs al ouer, as ek nou by ou kom en ek sê, ek is Kobus Meiburg, en sê van, wat 'n Meiburgs is jy? En dan moet jy nou vertel, en dan, as jy moet vertel, dan is daar seker 'n stukkie van die Meiburgs wat jy maar wil uitlos, en nie wil vertel nie, maar jy wil daarom nou, nie, die ou moet sleg vir jou dink. Maar hier, in hierdie geslagsregister, word hierdie storie opgeroep. En dan gaan die storie aan. En by Tamar, en dan Peros het Gesron, vers 3, Peres het Gesron verwek, Gesron het Ram verwek, Ram het Aminadab verwek, Aminadab het Nachson verwek, Nachson het Salmon verwek, en dan vers 5, Salmon het Boas by Ragab verwek. Nou, ek gaan nie so lank in die storie van Ragab nie, want julle ken die storie van Ragab. En toe die spioene inkom in die stad, in Jerigo met die uittog. Ragab wat ook 'n vrou van, as mense nou vandag sou wou kinderlose sedes was. Iemand wat 'n mens sou dink, sy pas nie, want sy was nog van die vyand op. Sy is nog 'n inkomer, en dan sy nog eintlik 'n vrou met 'n reputasie. En hier staan haar naam in hierdie geslagsregister. En dan nog in haar selfde gedeelte, dan staan daar, Boas het Obed by Rut verwek. Ons ken die storie van Rut. Rut wat die Moabiet is. Rut wat eintlik 'n mens wou agterlaat. Die Moabiete wat 'n slegte naam gehad het onder die Judeërs. Die Judeërs het toe hulle met die uittog getrek het, net daar verby, na die val van Jerigo, toe hulle daar verby trek, toe is hulle honger en hulle het nie kos nie, en die Moabiete wil nie vir hulle kos gee nie. Die Moabiete is hulle vyand, sleg vir hulle het slegte geskiedenis wat hulle kan onthou. En Rut is in hierdie storie. En dan Obed het vir Isaai verwek, en Isaai het Dawid, die koning, verwek. En dan lees ons, en Dawid het Salomo by die vrou van Uria verwek. Nog 'n vrou. Haar naam word nie genoem hier nie, maar ons ken die storie. En koning Dawid wat nie gaan oorlog maak nie, wat daar rond sit by die huis. En dan Uria se vrou dophou, verlief raak op haar, Uria laat vermoor, sodat hy haar as sy vrou kan vat. En Salomo word daar vandaan gebore. Sommige hier in die eerste paar verse van hierdie geslagsregister kry ons hierdie klomp goed wat ons sou sê, as mense dan vir Jesus sou vra, van waar kom jy? In die eerste paar verse sê al dit vir jou.
En so jy gedink het, ek wil nie eintlik veel met hom te doen hê. En dan gaan dit aan. En daar is sulke 3 groot gebeurtenisse waarna toe dit aanloop. En dan kom ons by die laaste gedeelte van hierdie geslagsregister is. En Jakob het Josef verwek, die man van Maria, uit wie Jesus wat bekend staan as Christus gebore is. Eindig hierdie gedeelte met Maria. Maria, wat deur ons baie hoog opgelig word. Maar dink jou in, as jy daai tyd in die dorpie gebly het, waar Josef en Maria vandaan kom. En skielik lek dit uit, Maria verwag 'n kind. Hulle is nog nie getroud nie. Josef weet, hy is nie die pa van die kind nie. Het jy al gedink in watter posisie Maria is? Het jy al gedink wat die mense kon sê? Hoe daar geskinder kon word oor haar? Die onmoontlike situasie waarin sy is. Nie maklik nie. En dan eindig dit so, al die geslagte dan van Abraham tot by Dawid was 14 geslagte, en van Dawid tot by die wegvoering na Babylon 14 geslagte, en van die wegvoering na Babylon tot by die Christus 14 geslagte. Kom sê hy dit? Ons weet dat 7 'n belangrike getal in die Bybel is. Elke keer as jy 7 lees of daarmee te doen kry, moet jy weet, agter dit lê God is hier besig. En 14 is 7 plus 7. En 3 keer 7 plus 7. Want 3 keer is die getal wat alles volmaak. Hier aan die einde van die geslagsregister wil Matteus sê, God is hier besig. Dis wat die 7 sê. God is hier besig. In die Hebreëus, wat eintlik maar die onderliggende taal was, ook van die Nuwe Testament. As jy wou sê 'n ding is baie groot, het jy gesê hy is groot. En hier aan die einde sê Matteus van hierdie geslagsregister, God was hier besig. Hy was regtig hier besig. Hy het regtig hier betrokke gewees. Dit is God wat hier werk. Ja, dit is God. Mense speel baie keer die speletjie om te sê, as ek God was, sou ek weet nie of julle dit al gedoen het nie, ek het dit al soms gewaag en dan gesidder en geëis, as ek dit sê. En hier kan 'n mens sê, as ek God was, en ek kies om in hierdie wêreld in te kom. Die skepper God, wat homself eintlik in sy eie wêreld in kom skep, wat homself daarin kom sit. As ek God was, sou ek dit so gedoen het? As ek God was, sou ek hierdie familie gekies het? Is daar nie regtig beter families as hierdie een nie? Tog doen God hierdie vreemde ding, dat hy hierdie familie kies, dat hy hierdie name in hierdie geslagsregister vat, dat hy hierdie vrouens as sy moeders kies. Koning Dawid word hier genoem, is 'n belangrike ding. Baie mense sou na daai kant kyk. Maar hier word Dawid nie so goed geskilder nie waar nie. Juda, wat die stamvader van die Judeërs is, sou 'n mens dink hy is 'n, nou die Engelse woord te gebruik, 'n upright citizen. Goeie mens. Maar hy het maar sy krake gehad. En so kan 'n mens by 'n klomp van hierdie name stil staan. Gewone mense.
mense wat in die uittog was, mense wat in die ballingskap was, mense wat in hierdie lewe was. En God kom kies om in hierdie wêreld in te kom. God kom kies om in hierdie wêreld so in te kom. As hy dan so in hierdie wêreld inkom, word dit 'n getuigskrif, soos ek net nou gesê het, van Jesus. Miskien gebeur dit met jou, dat jy voel, ek is nie goed genoeg nie. Dat jy voel, ek kom nog soveel tekort. En baie keer gebeur dit met ons in die godsdiens en in die kerk, dat ons eintlik op baie paadjie gevat word, om te dink, dat ek moet net nog altyd 'n bietjie beter, ek moet net nog meer. Ons baie keer op pad gevat word om te sê, as ek net die verlede kon verander, as ek net die horlosie so 'n paar jaar, miskien 'n paar dekades kon terugskuif. En dan kom sê hierdie gedeelte vir ons, nee, dit is nie nodig nie. Want God ken jou. God ken jou opstaan en jou gaan lê. Jou ingaan en jou uitgaan. Soos hy hierdie mense wat hier staan, al hierdie name, se lewens geken het. Ken hy jou? En as hy dan na die wêreld toe kom, dan kom hy na mense toe. Mense soos ons. Mense met 'n geslagsregister, met 'n geskiedenis. Klein Adelaide sit daar, baie mooi. Ag, kyk net daar. En sy is baie soet hoor. En kyk net na wat gebeur. Sy is die hoeveelste geslag van wat en van wie. Sy het voorouers waarin sy verbind is. Elkeen van ons kom van so 'n plek af. Partykeer as ek so 'n babatjie sien, dan wens ek was nog 'n babatjie, dat iemand my net bietjie kon optel en ronddra, my partykeer so 'n bietjie troos. En natuurlik dat ek net kon skree en dan word na my gekyk. Elkeen van ons wat hier sit was daar. En dan gebeur 'n lewe met ons. En dan kom God en hy kies om so in die wêreld in te kom. Ons het mooi prentjies van die baba Jesus en so aan. Maar het jy al gedink, God kies, en hy kom nie uit die hemel uit op 'n wa met vurige pere nie. Hy kom en hy word 'n mens, soos ek en jy. En hy kom in slegte omstandighede. Later lees ons, as ons oor sy geboorte praat, dat ons hierdie ding van Jesus kan weet. Dat mense kon praat en sê, wie is sy pa? Waar kom hy regtig vandaan? En hy kies dit. Hy kies as 'n vaderlose in hierdie wêreld te kom. Ek kan dit sê, en as julle die Bybel lees, sal julle dit sien, Jesus word altyd genoem, Jesus die seun van Maria. Gewoonlik is 'n seun genoem na die seun van Josef, die seun van Maria, of Jesus van Nasaret. En in daai noem van hom word al gesê, ons weet nie wie sy